Maak alles nuut, was my skoon o Heer, wys my die pad, wat ek moet loop vir U. Vul my met die Gees, maak my los van my verlede. Here gee my 'n nuwe begin. Dis Vrydag geliefdes en ek hoop dat jy tot kennis al gekom het hierdie week. Ek kan nie anders as om af te sluit met seker die eenvoudigste wonderlike kennis nie. En dit kom uit Lukas 1 hier van vers 76 af. Dit is waar nou gesê word, maar hoekom Christus kom? Hoekom is hy gebore? En jy kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word. Want jy sal voor die Here uitgaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel. Verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy die genadige ontferming van God. Hier word verkondig, daar kom 'n kind, en die kind gaan kennis bring. En dis die eenvoudigste, maar die wonderlikste kennis. Dis die kern van die koms van Christus. Kan ek dit net weer vir jou lees? Om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel, naamlik verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy die ontferming van God. Dis hoekom Jesus gekom het. Vir die kernsaak. Om te kom sê, dat God ons verlos deur sy seun, deur ons sonde te vergewe. En dit is die pols, dis die kern, dis die basis van ons geloof. Ons is gered deur die Here God se liefde en sy genade. Dis hoekom Christus gekom het. Dis die basiese oorspronklike kennis wat in die krib na ons toe gekom het. Wat ons aan die kruis gesien het, wat ons by die opstanding gesien het, alles hieroor, sodat ons sal weet, ons is verlos deur Christus alleen, uit die wonderlike liefde en genade van God. Dis die hoeksteen, dis die fondasie. Ons kan tog so besig raak om ons met die randsake besig te hou, juis in ons tyd, waar daar soveel kennis vir ons beskikbaar is. Kom ek agter, dat ons besig is om te redeneer en te kibbel oor allerhande randsake. En ons maak mekaar seer met hierdie lering rondom hierdie randsake. Jy sing nie soos ek nie, daarom is jy verkeerd. Jy bid nie soos ek nie, daarom is jou geloof gebrekkig. Jy doen nie dit soos ek nie, jy doen nie dat soos ek nie, daarom is jy verkeerd. En ons slaan mekaar met sogenaamde skrifkennis. En dit veroorsaak skeuring, en dit veroorsaak bitterheid, en dit veroorsaak hartseer. En dit versprei net klein geloof. Dit roep net twyfel in mense se lewens in. Dis nie kennis nie. As jy alles wil afbreek, nou wat is die kennis wat Christus gebring het, is dit. Kennis van verlossing. Verlossing deur vergifnis van hulle sondes. Ons is verloste mense, dis die kernsaak. Ons is verloste mense deur die wonderlike werk van Christus, dis die kernsaak. Ons is verloste mense, want God het ons uit sy genade kom vergewe. En as jy daardie kennis het jy Christus, het jy die ewige lewe. En as jy op daardie kennis bou, sal jy kennis van hom versprei soos 'n aangename geur. Sal jy 'n medewerker wees aan die opbou van die koninkryk. Sal jy by die hart van God in toewyding bly en nie ten gronde gaan, soos Hosea en sy mense nie. Kennis is goed. Maar kom ons fokus op waarop dit regtig aangaan. Kom ons wees slim genoeg om in te sien
dat dit die kennis is wat Christus kom bring het. In sy menswees, in sy menselyding, in sy heilige godheid, en sy alfa en omegaskap. Verlossing, deur God se genade, in Christus. Mag jy dit ken, mag jy hom ken, en mag jy dit in toewyding lewe. Shalom. En maak my vry, maak alles nuut, was my skoon o Heer, wys my die pad, wat ek moet loop vir U, vul my met die Gees, maak my los van my verlede, Here gee my 'n nuwe maak alles nuut, was my skoon o Heer, wys my die pad, wat ek moet loop vir U, vul my met die Gees, maak my los van my verlede, Here gee my 'n nuwe Here gee my 'n nuwe